Baie dankie julle. Nou goed, ons kan wegspring en ons gaan voort met ons reeks, maar van my kant af, vir elkeen van julle, baie welkom. Dis vir my lekker om weer julle gesigte te sien, dis vir my altyd lekker om na die tyd so 'n bietjie saam met julle te gesels, te hoor hoe dit gaan, en saam te kla oor die koue, want dis mos al wat ons het om oor te kla, né? Nie regtig nie, maar ons sal later daarby ook uitkom. Julle verlede week het ons begin met hoofstuk 4, eintlik nie, die week voor dit het ons begin met hoofstuk 4. En dit is die praktiese gedeelte van Efesiërs. Die eerste 3 dele was meer die teoretiese gedeelte. Nou hierdie praktiese gedeelte begin eintlik met die eenheid in die kerk. En toe Daniel laasweek vir ons so mooi verduidelik wat eenheid beteken. Sy het dit vir ons eintlik so mooi gedemonstreer. Maar sy het ook vir ons vertel wat se gedrag nodig is om hierdie eenheid in stand te hou. En ek dink dit het ons nogal redelik gekonfronteer met wat moet ek in my lewe raak sien waaraan ek kan werk om mee te help om hierdie eenheid te kan uitleef in die gemeente. Maar toe het sy hier na die einde van haar boodskap het sy musiek gebruik om vir ons te demonstreer hoe dit klink wanneer daar harmonie is, maar ook hoe dit klink wanneer daar disharmonie is, wanneer dinge nie so lekker gaan nie in 'n orkes. En toe sy nou die musiekding gebruik, toe begin my kop nou werk en ek begin idees kry. En ek begin wonder, maar wat is daar in musiek wat noodsaaklik is om dit musiek te maak? Ek meen, ons hoor partykeer allerlei geluide, maar daai geluide is nie altyd musiek in ons ore nie. Wat is dit wat van geluide musiek maak? En nou is ek nuuskierig. En ek gaan op die internet, en ek gaan soek. En toe kom ek agter, maar hier's 'n hele klomp verskillende opinies oor wat maak van klank musiek. Wat is die elemente wat noodsaaklik is vir iets om 'n musikale stuk werk te wees? En toe kom ek op School of Rock se website af. En wow, ek sien hierso is nogal 'n oulike uiteensetting, want daar is volgens hulle 7 dinge wat noodsaaklik is vir iets om musiek genoem te word en te kan wees. En hulle noem vir my hierdie 7 dinge op, en ek gaan dit vir julle noem. Sound, rhythm, tempo, dynamics, melody, harmony en texture. Nou as jy nou gedink het, ek gaan nou vandag elkeen van hierdie dinge vir julle verduidelik, nee, ek gaan nie. Hierdie is nie 'n musiekskool nie. Hierdie is 'n kerk. Maar toe dink ek by hierdie 7 goed is eintlik so mooi, want as ek die teksgedeelte gaan lees, dan kom ek agter dat daar in die volgende paar verse vir ons 7 essensiële dinge gegee word vir eenheid in die kerk. 7 dinge wat daar moet wees as ons eenheid in die kerk wil hê. Essensiële sake waaroor ons moet saamstem, wat ons moet hê om eenheid te kan beleef. Dankie man. Wat is nodig om kerkwees te omskep in 'n simfonie? Wat is dit wat verhoed dat jy kerk so ervaar? Wat verhoed dat jy kerk as 'n musikale meesterstuk beleef? Wat is dit wat struweling veroorsaak vir jou en met jou medegelowiges, tussen jou en medegelowiges hier in die kerk? Jesus het immers gebid dat daar eenheid onder sy disippels sal wees. En ook onder die mense aan wie hulle die evangelie verkondig en wat tot bekering kom deur hulle verkondiging.
Hy het dit gebid in Johannes 17 vers 21 lees ons, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Sien julle hoe belangrik is eenheid? Eenheid is daar sodat die wêreld kan glo. Hoekom dink julle glo die wêreld nie? Want hulle sien dikwels nie die eenheid wat daar veronderstel is om in die kerk te wees nie. Maar hoe kry ons dit reg? Wat is nodig om so as 'n eenheid te kan leef? Nou mense het al deur die jare oor baie dinge verskil. En dit het al baie verskillende dinge het al skeuring veroorsaak in die kerk. Ek gaan net vir julle 'n paar noem. Politiek is een van daai goed. As ons net dink aan die geskiedenis van die NG Kerk, dan onthou ons, maar daar was mos 'n klomp jare gelede. As ek dit nie mis het nie, was dit hier in die 80s. Wat die Afrikaanse protestantse kerk tevore gekom het, die APK, julle onthou hulle. En dit was meerendeels politiek waaroor hulle verskil het. Maar sieninge oor die doop het ook al verskillende kerke tot gevolg gehad en skeuringe veroorsaak. Baie jare gelede, onder die protestante, was daar 'n klomp mense wat hulle self die Anabaptiste genoem het, wat so verskil het met die ander protestante, dat hulle self afgeskei het van hulle. Maar selfs onder hulle was daar verskille oor die rol en die betekenis van die doop. Kan die doop 'n mens red? Of nie? Sommige sê ja, sommige sê nee. Word ons met die Gees vervul die oomblik wanneer ek gedoop word? Mense verskil. Wat van die dinge wat aan die einde van die tye gaan gebeur? Die wegraping, 7 jaar verdrukking, 1000-jarige vrede. Jy het jou eie opinies oor hierdie goed. Hoe voel jy wanneer mense met jou verskil daaroor? Maar miskien is daar ander dinge wat vir jou pla. Daar's dalk daardie een tannie in die gemeente wat so irriterend kan wees. Of daardie ouderling wat as jy inkom, dan kyk hy jou so skief aan. Daar's daardie negatiewe ou wat elke Sondag net fout vind met alles en negatief is oor alles. As dit nie die weer is nie, dan is dit die munisipaliteit. En so kla ons. En natuurlik is daar dinge waaroor ons moet kla. Die winter is een van hulle. Ons moet kla daaroor. Die regering is 'n ander ene. Ja, ons kla oor hierdie goed. Maar mense, wanneer ons gaan kla, dan kla ons nie net doelloos nie. Ons kla met die gedagte, as ons maar 'n oplossing kan kry hiervoor. En wat is die uiteindelike ding waarby ons moet uitkom oor al hierdie klagtes wat ons op die hart het? Hierdie? Wat is die ding waarby ons moet uitkom? Ons moet by God uitkom in gebed. Wanneer ons kla oor al hierdie goed wat gebeur wat verkeerd is. En soos ek sê, ons moet kla oor onreg, oor korrupsie, oor misdaad en al daai goed. Maar dit moet ons dryf om op ons knieë by die Here uit te kom daaroor. En ons moet begin bid daarvoor. Ons moet nie skynheilig wees en sê, ag nee, dis nie so erg nie. Dit is erg. Party van hierdie goed is terrible. Ons ekonomie is kospryse. Ag, ons kan aangaan. Ons kan die hele dag sit en kla hier op met mekaar. Maar mense, kom ons kry oplossings. En vir sommige mense is die oplossing, man, kom ons emigreer. En vir sekere mense is dit 'n oplossing. Maar watter een van hierdie mense is jy? Is daar sekere mense wat jy maar liewester vir my? Of dalk vir my maar net die kerk? Nou hoef jy nie met hulle opgeskeep te sit nie. Dink 'n bietjie, is jy nie dalk self die liefdelose persoon in die kerk nie? Of die vrou wat gedurig ander mense kritiseer nie? Of dinge kritiseer nie? Vriendelikheid kos niks, né, sê hulle. Maar partykeer lyk dit asof dit jou hele salaris gevat het, want vir die res van die week het jy nie kos om te eet nie. En 'n mens kan dit sien op jou gesig. Terwyl die Bybel sê as ons vas, moet ons vriendelik wees. Ons moet nie so rondloop nie.
As jy dan nou moet vas omdat jy nie kos het om te eet nie, wees dan net nog steeds vriendelik. Laat ons nie liefdeloos wees nie. Eenheid hang baie af van die manier waarin ons die vrug van die Gees beoefen. Maar dit beteken nie ons is almal eeners en ons lyk almal eeners en ons verskil glad nie en ons verstem dit altyd saam met alles nie. Dit is nie eenheid nie. Dit is belangrik dat ons sal verskil. Selfs oor belangrike goed moet ons verskil. Maar die manier hoe ons verskil maak die verskil. Het jy dit? Ons moet verskil. Maar die manier hoe ons verskil maak die verskil. Ons is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Ons kan eintlik nie geskei word nie. As gelowiges moet daar die eenheid daar tussen ons wees. En is daar dinge wat noodsaaklik is waaroor ons moet saamstem. So dis nie net oor hoe ons verskil nie, maar ook waaroor stem ons saam. En wat van ons 'n eenheid maak, is ook die dinge waaroor ons saamstem. En wat is dit? Kom ons lees Efesiërs 4 vanaf vers 3. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal is, wat deur almal werk en wat in almal woon. Die gedeelte wat ons gelees het 7 dinge vir ons genoem. 7 dinge wat nodig is om jouself 'n gelowige te noem. As jy wil toets of jy 'n Christen genoem kan word, dan moet jy jouself afvra, glo ek hierdie 7 dinge? Al 7 hierdie dinge moet aanvaar word. As een van hulle ontbreek, dan is daar nie regte eenheid gedemonstreer nie tussen ons as gelowiges nie. En daarom moet ons almal uiteindelik by hierdie 7 dinge uitkom en sê ja. Nou die eerste ding wat ons lees hier in hierdie gedeelte is, daar is net een liggaam. En daai liggaam is Jesus se liggaam. Ons moet deel wees van daardie liggaam. En nou, as jy 'n lid, 'n ledemaat wil wees van 'n liggaam, dan moet jy 'n funksionerende ledemaat wees, nie 'n aanhangsel nie. 'n dooie aanhangsel wat heeltyd net rondgedra word en skoon gehou en betaamlik gehou moet word deur al die ander, werk nie so lekker nie. Picture yourself. Hier's ek, en hier op my voorkop sit 'n oor. Sien julle dit in julle gedagtes? Hier sit 'n oor. Maar mense, daai oor is net 'n stuk kraakbeen en vel. Hy het niks anders, hy kan nie hoor nie. Ek hoor nie met hom nie, hy sit net hier voor my kop. Imagine, ek kom aan die winkel en hier loop ek met 'n oor rond. Hoe gaan mense na my kyk? Wat's fout met hom? Het daai oor enige funksie? Niks. Hy's nutteloos. Hy kan maar net so wel geamputeer word. En dan is almal se oë nie op my nie. Dankie tog daarvoor. As jy 'n ledemaat het wat aan jou liggaam hang, en hy hang net daar vir niks nie, dan hou hy jou terug. Hy's ekstra gewig. Hy hoort nie daar nie. Hy kan maar net sowel afgesny word. En dit is wat ons nie moet wees nie. Ons moenie nie funksionerende ledemate van die liggaam wees nie. Die Here het ons deel van sy liggaam gemaak sodat ons 'n funksie kan vervul.
As gelowige is jy deel van die liggaam, of jy nou daarvan hou of nie. 'n Ware gelowige is deel van Jesus Christus se liggaam. En dan het hy ook vir jou 'n funksie. Elke ledemaat het sy funksie. En as jy dit nie wil aanvaar nie, dan aanvaar jy nie Jesus se hoofskap oor jou nie. Want hy is die hoof van die liggaam, jy is sy liggaam, en hierdie hoof stuur vir jou boodskappe om sekere goeders te doen, en as jy nie wil luister nie, dan aanvaar jy eenvoudig nie, dat hy die hoof is oor jou nie. Jou ingesteldheid oor die liggaam van Jesus, wys vir ons in 'n groot mate, of jy werklik deel is daarvan of nie. Daarom moet ons 'n positiewe ingesteldheid hê, oor hierdie feit, dat ek 'n liggaam, deel van 'n liggaam geword het. Deel van Christus se liggaam geword het. Hoe positief is jy daaroor? En dan lees ons die tweede ding, dat daar net een Gees is. En hierdie Gees is die Heilige Gees. Een Gees wat in die kerk woon. Hierdie selfde Gees het almal verlig, almal oortuig, almal bekeer, ongeag van wie hulle is en waar hulle bevind. Dieselfde werk van die Gees het in almal plaasgevind. Mense se omstandighede verskil, hulle temperamente verskil, hulle opvoeding verskil, hulle ingesteldheid in die lewe, hulle attitudes verskil. Daar mag selfs verskille wees in die diepte en in die krag van God se werking in hulle. Daar mag verskille wees in die graad waarin hulle sonde besef en die bewyse van die bekering uitleef. Mense verskil. Maar steeds is dit een en dieselfde Gees wat dit in almal werk. En nou moet julle onthou, die Heilige Gees is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Ons gaan nou weer daarna toe terugkom. Die Heilige Gees is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Maar ons gaan aan, in ons teksgedeelte staan daar, soos daar net een hoop is, waartoe ons geroep is. Die gevolge van God se effektiewe roeping. En julle sal onthou, ons het voorlaasweek gepraat van God het 'n algemene roeping waar hy al die mense roep, maar hy het ook 'n besonderse roeping waar hy sekere mense effektief roep. Sy effektiewe roeping. Daai effektiewe roeping wat hy in jou kom doen, wat die Heilige Gees in jou kom doen, gee vir jou 'n hoop. En dit gee vir ons almal wat so geroep word, daardie hoop. En Christene het dieselfde hoop. Hulle sien uit na dieselfde ewige lewe. Dieselfde hemel wat vir ons almal wag. Dieselfde geluk na die graf wag vir elkeen van ons wat 'n ware kind van die Here is. Hier op aarde het mense 'n hoop op plesier. Die een wil plesier hê, ja. Die ander ene wil eer hê. En die ander ene wil welvaart hê. Maar gelowiges het die verwagting van dieselfde onuitputlike vreugde. Daar's geen mededinging onder Christene nie, want daar's genoeg vir almal. Mense, al ons gelowiges kan uitsien na dieselfde hoop, dieselfde vreugde. Hier op aarde, ek meen, die een ding mee om 'n pos. Ek wil daai pos in hierdie maatskappy hê. Maar die ander ene wil hom ook hê. En die een man, hy ding mee om 'n meisie se hand, maar die ander ou ook, selfe meisie. En uiteindelik, wat is die gevolge? Jaloesie, twis, rusie. Nie as gelowiges nie. As gelowiges wat dieselfde hoop het, is verseker, ek sal presies dieselfde hoeveelheid kry as die ander een. Ons verskil dalk nou oor sekere dinge, maar eendag sal ons saamstem en sal daar perfekte harmonie wees tussen ons. Ons sien saam uit
na daardie dag, wat ons nie kwaad sal word vir mekaar nie, waar ons nie afgunstig gaan wees op mekaar nie, waar ons nie mekaar gaan irriteer nie, waar ons gelukkig en tevrede gaan wees. Waar niemand my skeef gaan aankyk nie, want ek sit nie met 'n oor voor my voorkop nie. Sal dit nie hemels wees nie, as almal vir jou lief is nie. En as jy vir almal kan lief wees nie. Dis hemels. Want dis waar jy gaan wees, by wyse van spreke. Kom ons gaan na die volgende een toe. Daar is een Here, een meester, een koning, en geen ander een nie. Wie is hierdie Here? In die vorige vers het ons gelees van die Heilige Gees. In die volgende vers gaan ons lees van die Vader. So wie bly oor? Daar is een Here, Jesus. Hy is ons Here Jesus Christus. Dit sou baie onlogies gewees het as ons nou gedink het, dit verwys ook na die Heilige Gees. Of dit verwys so lank al na die Vader. En ons weet, ons Here, ons Verlosser, is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. Daar is niemand anders deur wie ons gered kan word nie. En alle Christene word deur een en dieselfde Verlosser verlos, gered. Wat vir almal een en dieselfde offer gebring het. Hy het nie 'n bietjie meer bloed gestort vir daai een as vir daai een nie. Dieselfde hoeveelheid bloed het hy vir ons almal gestort. Daar is geen beter manier om eenheid onder gelowiges te bevorder as om vir hulle te vertel, hey, ons aanbid dieselfde Here. Dieselfde een. Herinner mekaar daaraan. Hy is jou Verlosser, hy is my Verlosser. Hy is jou koning, hy is my koning. Hy is ons almal se koning. En hy het vir almal, vir al sy kinders, dieselfde offer gebring. Hy het nie net sy bloed gestort, meer vir die een as vir die ander nie. Maar dan gaan ons verder in ons teksgedeelte en ons lees, daar is net een geloof. Nou geloof kan verstaan word as die daad, om te glo. Dis my aksie van geloof. Maar dit kan ook verstaan word as die inhoud van dit wat ek glo. Die daad van geloof is my vertroue op hierdie inhoud. En ons moet daai onderskeid tref. So, God red ons nie net as gevolg van die feit dat ons glo nie. Want dan kan ek mos in enigiets glo, dan word ek gered. Nee. Hy red ons op grond van ons geloof in iets spesifieks waarin ons glo. En daarom word gepraat van die geloof. Die geloof kan op ander maniere uitgedruk word. Ons kan praat van die geloof is die evangelie. Dit is die woord, dit is die waarheid. Dis die geloof. Die geloof is daardie stelsel van waardes waarin ons glo. Die geloof. Die geloof sê vir ons dat ons uit genade alleen gered word. Dat ons deur geloof alleen gered word. Dat daar alleen een persoon is waardeur ons gered word en dit is Jesus Christus. John MacArthur stel dit so, hy sê, our one faith is the content of the revealed word of God. God's word contains many truths, but its individual truths are but harmonious facets of his one truth, which is our one faith. Dink ons stem saam oor wat ons glo. Ons het dit sopas bely in 'n lied wat ons in ons harte saam eintlik gesing het. Maar nou kom daar nog 'n ding by. Daar is een doop. En ek dink dis die moeilikste een om te verduidelik. Want hierdie goed is almal veronderstel om mekaar saam te bind. Maar as daar nou een ding is wat mense uit mekaar uitjaag onder Christene, dan is dit die doop. Why? Dis nie veronderstel om so te wees nie, die doop is veronderstel om ons saam te bind. So, wat verstaan ons verkeerd? Want as ons dit reg verstaan, dan gaan dit ons nie uit mekaar uitjaag nie. Wat verstaan ons verkeerd? Hoekom is dit so? Daar's twee maniere waarop ons hierdie verwysing na die doop kan verstaan.
Sommige sê dit is die waterdoop self. Die feit dat jy onder die water gedruk word, and that's it. En die baptiste is onmiddellik op en sê, yes, sien jy, ek het julle gesê. Dit verwys na die onderdompeling van volwasse gelowiges wat hulle vertroue in die Here geplaas het. Die presbyteriane sal opstaan en sê, wag so 'n bietjie, ek maak beswaar. Kindertjies behoort ook gedoop te word. Kindertjies van gelowiges. Maar jy kan tog nie sulke kleintjies onder die water druk nie. Nee, hoe traumaties gaan dit wees? Nee, vir kos van die water, ons sprinkel dit liewes ter behoor hulle. Dit maak meer sin. En so verskil mense oor die doop. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die konteks. Hoe moet ons hierdie ding dan verstaan? Want daar's nou klaar twee soorte maniere waarop 'n mens gedoop kan word. Al die dinge wat hier genoem word, as ons kyk na die konteks, is essensieel in ons verlossing. Dit is either die resultaat van ons verlossing of die bron of die rede vir ons verlossing. Dis alles geestelike dinge wat genoem word. Die doop, as ons sê dis die waterdoop, is die enigste fisiese ding wat genoem word. Maar nou, onthou nou, ons het twee sakramente in die kerk. En 'n sakrament is 'n sigbare fisiese teken en 'n simbool van iets in die werklikheid. En hier het ons voor ons een so 'n sakrament wat ons vandag gaan vier. Waar ons fisies die druiwesap en die broodjies kan sien. En ons kan dit proe en ons kan dit ruik. Die doop is ook 'n sakrament waar dit 'n fisiese water, of jy die water nou besprinkel en of jy nou die persoon onder die water druk en of jy emmer oor hom uitgiet of wat ook al, dit maak nie saak, daar's water by betrokke. Dis 'n fisiese teken, 'n simbool van iets in die werklikheid. As daar nou gepraat word van hierdie fisiese water as een doop, hoekom word daar nie ook gepraat van die nagmaal nie? Is die waterdoop dan nou belangriker as die nagmaal? Dis tog ook 'n sakrament. Hoekom word daar nie gepraat van een brood nie? As daar een doop is, dan moet daar mos een brood ook wees. Die sakramente is tekens en simbole. En dit neem verskillende forme aan in verskillende gemeentes. Maar red hierdie sakrament jou? Red die doop jou? Red die nagmaal jou? Nee, dit het geen rol te speel daarin nie. Ek meen, dink 'n bietjie. Daai misdadiger wat langs Jesus aan die kruis gehang het. Hy's nie gedoop nie. Maar niemand twyfel oor sy redding nie. Doop is nie 'n noodsaaklike ding wat met jou moet gebeur, die teken daarvan, sodat jy gered kan word. Nie, daar's mense wat op hulle sterfbed tot bekering kom en hulle word nie gedoop nie. 'n tweede siening is dat dit nie hier gaan oor die eksterne teken nie, maar oor dit waarvan die teken 'n simbool is. En dit is die werk wat die Heilige Gees doen. En ek dink Martin Lloyd-Jones, ek wil dit nou vreeslik graag in sy aksent gedoen het, maar anders kan jy nie daarvan as ek so praat nie. Kom ek lees dit eers vir julle sodat julle dit verstaan. Baptism therefore represents and signifies our being put into the realm and into the sphere and into the influence of the Lord Jesus Christ. Baptism therefore represents and signifies our being put into the realm and into the sphere and into the influence of the Lord Jesus Christ. Julle moet na Martin Lloyd-Jones se goed gaan luister, as jy genoeg daarna luister, gaan jy ook so praat. Ek dink Ray Stedman som dit goed op. Hy sê, there seems to be such disunity on this question of baptism. But the amazing thing is, despite this difference over the symbol, and after all, water baptism, in whatever form, is recognizably and demonstrably a symbol for something else. There is one baptism everywhere agreed upon by the church. It is the baptism of the Spirit.
The real baptism, of which water baptism is always a symbol. That baptism is linked here to Jesus Christ because it is baptism into the body. Die doop is net die teken van dit wat die Gees in jou kom doen het. En dit wat in die Gees in ons kom doen het, ongeag van die teken, het hy met elkeen van ons gedoen. Daar is maar een doop. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 13. Ons is tog almal deur die een Gees, in een liggaam, ingedoop. Sien, hier kom die liggaam weer ter sprake. Toe die Heilige Gees in ons kom woon het, het hy ons ingedoop in sy liggaam in. Ons lees ook in Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie. Maak het vir julle sin? Ons hoef nie te beklei oor die vorm wat die doop aanneem nie. Ons is een gemaak met hom, een in sy liggaam, een in sy dood, onlosmaaklik deel van hom. Van sy dood en van sy opstanding. Dit is die een doop van die kerk en dit word universeel deur die hele kerk aanvaar en bely. En daarom behoort ons nie toe te laat dat ons verskille oor die uiterlike teken ons uit mekaar uitdryf nie. Ons is nie geroep om oneenigheid te veroorsaak nie, maar om eenheid te bevorder. Onthou julle vers 3 waarmee ons begin het? Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees in julle gesmee het te handhaaf. Dis ons opdrag. Die Gees het die eenheid klaar kom bewerk. Wat jy en ek moet doen nou, is om hierdie eenheid in stand te hou. Daar is een God en Vader. En hierdie twee word soms so aan mekaar gekoppel. God is ons Vader. Vader. Drie eenheid. Die eerste persoon van die goddelike drie eenheid. Ek het jare gelede, ek het laas week vir Ben vertel daarvan. Toe ek is nog 'n student gewees. En ek kry die geleentheid om 'n praatjie te gaan doen oor musiek en hoe musiek 'n mens beïnvloed en al sulke dinge. En hulle vra toe verby, maar wil jy nie vir ons, dit was in Ermelo gewees, en wil jy nie vir ons Sondag die erediens doen in die kerk nie? My oor raak net so groot. Ek het in my lewe nog nooit 'n erediens in 'n regte kerk van 'n regte kansel afgedoen nie. En hulle nooi my om dit te doen. Ek sê, okay, goed, ek sal dit doen. Ek meen, jy kan nie so, die NG Kerk het my toe nog nie op daai stadium, want ek het geswat hier, die NG Kerk het toestemming gegee om te mag preek in 'n kerk nie. Maar hulle sê ek mag, dit was nie die NG Kerk nie, dit was evangelies gereformeerde kerk. En daar preek ek. Ek kan nie eens meer alles mooi onthou nie, maar daai dag sal ek nie vergeet nie. Want ek preek toe nou en ek sê daar, maar ons en moslems is nie broers nie. Want ons en die moslems het nie dieselfde Vader nie. En ek het nog 'n klomp goed gesê daar rondom. En ek weet nie of julle dit verstaan nie, maar ek was baie oortuig van my standpunt. Ek meen, die konsep van God. Wie is God? Wat jy in jou kop sien as God, is tog wie God vir jou is. Veronderstel jy aanbid 'n boomstomp, en jy noem hom God. Is dit dieselfde God wat ek aanbid? Nee, jy kan hom hoeveel keer God noem. En Allah beteken God, maar dis nie dieselfde God wat daai mense in hulle kop het as wat ek in my kop het nie. My God is nie 'n boomstomp nie. En hy is ook nie dit wat die moslems verstaan God is nie. En daarom het ons nie dieselfde, aanbid ons nie dieselfde God nie. Maar in elk geval, ek maak toe nou klaar, en die dominee kom vorentoe om die seën uit te spreek, maar voordat hy die seën uitspreek, toe maak hy eers baie seker, dat die hele gemeente verstaan, ek is nie reg nie.
hy verskil met my daaroor. En hy wil net vir die gemeente sê, hy is verkeerd. Moslems en ons aanbid dieselfde God. Hier sit ek, bo op die kansel. Hoe dink jy voel ek? Aarde sluk my in. En hy spreek die seun uit en hulle is uit. Hulle is konsistorie toe. Ek moet by die deur gaan staan en al die mense in die oë kyk, wat nou almal weet ek het nonsens gepraat. Uiteindelik is meeste van die mense weg en ons wag. Die kerkraad kom nie uit nie, die kerkraad kom nie uit nie. En uiteindelik kom hulle toe nou uit. En die dominee kom na my toe en hy sê, hoorie, ek wil net vir jou sê, die kerkraad sê jy is reg. Okay. Ek het geweet ek is reg, maar ek het nooit getwyfel daaroor nie, maar Jesus, laat dit nou 'n kerkraadsbesluit moet wees om te sê ek is reg daaroor. Nou ja, maar ek weet, die mense is klaar huis toe. Hulle het dit nie gehoor nie. Mense voel maar partykeer, ek sal daai dag nooit vergeet nie. Regtig. In elk geval, ek is nog steeds oortuig daarvan, dat ons nie dieselfde God aanbid nie. Dat ons nie dieselfde Vader het nie. Ons is dieselfde Vader in die sin, dat hy ons almal gemaak het, en ons bestaan, aan hom moet toeskryf. Wat sê Johannes? Jy weet, toe die disippels vir Jesus vra, wys ons die Vader. Toe sê Jesus vir hulle, in Johannes 14 vers 8 en 9, toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Jy sien, as jy nie Jesus sien as die Vader nie, dan sien jy nie die Vader nie. As jy nie Jesus erken as die Vader nie, dan aanbid jy nie die regte Vader nie. Die Fariseërs het ook gedink hulle aanbid God die Vader, maar wat het Jesus vir hulle gesê? Julle Vader is die duiwel. En hulle is Jode. Hulle aanbid die God van die Jode. Hulle aanbid nie dieselfde Vader, hulle aanbid die duiwel. Ons Vader, ons kindskap word bepaal deur 'n verhouding. Wie ons Vader is, word bepaal nie deur die feit dat hy ons geskep het en ons bestaan aan hom te danke het nie, maar deur die feit dat ons 'n verhouding met hom het. En dat ons konsep van wie hy is, van hoe hy homself aan ons openbaar het, die Bybelse konsep is. Maar dan sê hy vir ons, hy is oor ons. Wie aanvaar ons oor ons? Wie se gesag aanvaar? Kyk, aanvanklik of uiteindelik gaan God tog oor almal wees. Almal gaan hulle knie moet buig voor hom. Maar wanneer hy sê hier, hy is oor almal, dan beteken dit, almal wat onder hom is, erken hom as Vader, erken sy gesag as God oor my. Hy is Vader van almal. Hy werk deur almal. Hy woon in almal. Wow. Hoor julle die woord almal? Almal. Maar dan is hy mos Vader van alle mense. Want dis mos wat die woord almal beteken. Nee. Die woord almal in die Bybel beteken nie in al die kontekste elke keer alle individue nie. Hier, in hierdie konteks, is dit gelowiges. Ware kinders van die Here, wat sy heerskappy oor hulle kom bevestig, kom glo en aanvaar. Wat toelaat dat hy deur hulle werk, in hulle kom woon. Hy woon in sy kinders, in sy liggaam, deur sy gees. In almal beteken nie in alle individue nie, want hy woon in sy kinders. En hy werk deur sy kinders. Hoe werk hy deur sy kinders? Deur vir hulle gawes te gee. Gee hy aan alle mense geestelike gawes? Nee.
Hy gee aan sy kinders geestelik. En ons gaan volgende week af, gaan ons 'n bietjie meer in detail stil staan by hierdie gawes wat hy kom gee vir sy kerk, vir die liggaam. Daar's 'n onbreekbare eenheid tussen ons as gelowiges, as gevolg van die feit dat ons 'n Vader het, 'n selfde Vader het, wat oor ons almal is, deur almal van ons, werk nie deur hierdie oor nie, voor my kop nie, en wat in almal van ons as sy kinders woon. Dis wat ons saam bind as een liggaam. Nou wil ek vir jou vra, aanvaar jy hierdie 7 dinge? Aanvaar jy al 7 van hierdie essensiële elemente van hierdie pragtige simfonie wat God geskep het? Sommige mense is miskien gekant teen een van hierdie goed. Net soos in 'n orkes, as party musikante wat, ja, hulle wil hulle eie dingetjie speel. Ek sal my eie note hier inwerk. En die ou eenval stemmetjie wat saam sing in die koor. As daar 'n koor was, dan is ek die val stemmetjie. Maar in die kerk is daar ook. Is ons bereid? Sommige mense is nie bereid om God as 'n drie-enige God te aanvaar nie. Dis 'n essensiële waarheid. Alle gelowiges behoort dit te aanvaar. Nie omdat die woord drie-eenheid in die Bybel staan nie, maar omdat God hom openbaar het. Hy het hom openbaar as ons Vader, hy het hom openbaar as Jesus Christus, die Seun van God, wat self God is, wat self die Vader is, die beliggaming van die Vader is. Die Heilige Gees word as 'n persoon behandel in die Bybel. 'n Persoon met goddelike eienskappe. Hy is God self. Ek is seker jy is nie gekant teen die feit dat ons almal een hoop het nie, dat daar een ewige lewe vir ons almal wag nie. Ons geloof sal immers leeg wees as ons nie glo in daardie hoop nie. Die Bybel sê ons dat ons geloof waardeloos is as daar nie 'n opstanding van die dooies is nie. 1 Korintiërs 15. Maar dalk is jy gekant teen die geloof waarin ons moet glo. Wat sê dat Jesus die eksklusiewe verlosser is vir alle mense. Wel, ek is bevrees as jy hom nie as die enigste persoon of metode aanvaar om gered te word nie, dan is jy nie gered nie. Johannes 14 vers 6. As jy nie erken dat jy gedoop is deur die Heilige Gees en ingelyf is in die liggaam van Christus nie, dan is hy inderdaad nie jou hoof nie. En is jy nie deel van hom nie. Want hy is die hoof van die liggaam. Daarom moet jy deel van die liggaam wees, as hy jou hoof is. Jy redeneer dalk dat ons verskil oor die wederkoms. Die wegraping. Die manier waarop iemand gedoop moet word. Behoort te word dalk. Dalk verskil jy oor die volgorde van geloof en bekering en wedergeboorte. Een ou sê, die een kom voor daai een, en so verskil ons met mekaar. Dalk verskil jy oor die kleredrag wat informeel is hier in ons gemeente. Of dalk oor die benaming van ons leiers. Of oor die musiek. Die tipe musiek waarna ons luister en wat ons maak. Nou, ek het vir jou goeie nuus. As jy oor een van hierdie goed verskil. Dis oukei. Ons kan maar oor hierdie goed verskil. Solank jy nie verskil met een van hierdie ander 7 dinge nie. Wat die kern van die verlossing is nie. Ons kan nie wegkom van verlossing uit genade alleen, deur geloof alleen nie. Want dit is wat die geloof vir ons leer. Selfs al verskil ons oor die gebruik van 'n beker of 'n kelkie, en dit was 'n groot ding in die kerk op 'n stadium. Party kerke het gesê, nee, jy moet net die beker gebruik, want dit staan so in die Bybel. Dis 'n beker wat omgestuur is, nie kelkies nie. Nou is ons mos nou onbybels. Maar die kelkies het baie gehelp toe die griepepidemie daar was. Want die virus is nie so maklik aangesteek as nie almal uit dieselfde beker uitdrink nie. En vandag weet ons, dit voordele. Maar al verskil ons daaroor, dis oukei. Die nagmaal en die vorm wat dit inneem is irrelevant vir ons verlossing.
Solank ons, wanneer ons so verskil, in liefde by die waarheid bly. Ons moet by die waarheid bly, maar selfs al bly ek by die essensiële waarhede van die woord, is dit in liefde. Ons moet die vrug van die Gees beoefen, as ons eenheid wil ervaar. Ons gaan nou die nagmaal gebruik, en wanneer ons nou hierdie nagmaal gebruik, dan doen ons dit, omdat ons een is in Jesus Christus. Hy het sy bloed vir elkeen van ons gestort. Hy het sy lewe vir elkeen van ons afgelê, sodat elkeen van ons, wat waarlik op hom vertrou, vir ons verlossing, volkome verlos kan word. Deurdat ons so saam die nagmaal gebruik, verkondig ons ook saam, dat ons een is in sy dood, en een is in sy opstanding. Soveel as wat hy gesterf het, het ons gesterf vir die sonde. En is ons dood vir die sonde. Maar soveel as wat hy opgestaan het, sal ons ook saam opstaan uit die dood uit. Met daardie wonderlike opstandingsliggaam wat hy vir ons gaan gee. Ons glo saam dat hy sy bloed vir ons gestort het. En dat die druiwesap die teken is daarvan. Ons glo saam dat die brood die teken is van sy liggaam wat hy aan die kruis vir ons gegee het. En ons gebruik hierdie sakramente ook saam om ook ons eenheid in Christus te demonstreer. Dit maak ons nie een nie, maar dit demonstreer wat die Gees reeds in ons gedoen het. Terwyl ons so stil raak voor die Here, laat ons bewus raak van ons sondigheid en van die feit dat die Here Jesus juis vir daardie sonde aan die kruis kom sterf het en ten volle daarvoor betaal het. Laat ons onthou dat hy ons skoon gewas het deur sy bloed. Dat hy ten volle vir ons betaal het. Maar laat ons ook onthou dat sy lewe hier op aarde 'n lewe was wat hy namens ons geleef het, in ons plek. Dat ons nie net ontvang dit wat hy aan die kruis vir ons gedoen het nie, maar ook dit wat hy geleef het. Soveel as wat hy 'n heilige, volmaakte lewe gelei het, soveel word daardie lewe dan ook myne. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy sy liggaam gegee. En dis waaraan die brood ons herinner. Het hy sy bloed gestort. En dit is waaraan hierdie druiwesap ons herinner. Wanneer ons dit nou gebruik, dan doen ons dit in herinnering en ook as 'n belydenis dat hy dit vir my gedoen het en dat ek nou voortaan gaan leef soos wat hy van my verwag. Kom ons gebruik die nagmaal. Soos die nagmaal 'n praktiese, fisiese handeling is, so moet ons lewens ook 'n praktiese, fisiese uitlewing van Jesus se liefde wees. Mag hy ons hierin bystaan en lei. Hemelse Vader, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U seun na hierdie aarde gestuur het, om in ons plek die straf te kom dra, om alles namens ons te kom doen. Dankie, Here Jesus, dat U bereid was om dit te doen. Dat U Uself so verneder het om 'n mens te word, 'n hulpelose babietjie. Wat 'n vernedering vir die God van die heelal. En U het dit gedoen ter wille van my. Maar U het die volle pad geloop en gaan sterf aan 'n kruis, 'n vernederende kruis. Maar dankie ook, Here Jesus, dat U opgestaan het uit die dood uit, dat U die dood oorwin het, en dat ek mag lewe saam met U. Dankie, o Heilige Gees, dat U na hierdie aarde toe gekom het, om in elkeen van ons te kom woon, om in U kerk te kom woon, om vir ons gawes te kom gee, om ons te kom vertroos en te kom versterk, en alles te kom bewerk in ons, dit wat ons nie self kon regkry nie, dit het U kom doen in ons.
Dankie dat ons nie alleen gelaat is nie, maar dat ons gedurig deur in die teenwoordigheid van ons drie-enige God mag wees. Help ons om dit nooit te vergeet nie, Here. Laat dit ons motivering wees vir 'n heilige lewe. Vir 'n lewe waar ons funksie waarvoor U ons geroep het, te kom vervul. Ontvang al die eer, want alles behoort aan U. In die naam van ons Koning en Verlosser Jesus Christus. Amen. Julle ontvang die seën van die Here. Gaan in sy vrede. Gaan in hierdie week met die wete dat hy deur sy Gees in jou bly, deur jou werk en oor jou is. En ons antwoord saam. Amen.